Vriende, welkom by ons tweede diens, is dit ons derde diens, ek kan nie onthou nie, derde ene. Die jaar het so vinnig begin, ek bly nie by nie, en vertrou dat die Here vir ons sal seën. Ons begin vanmôre uit die boek Micha, ons het klaargemaak met Jesaja verlede week, ons begin met een van die klein profete, en ek glo die Here gaan ons ook ryklik seën uit hierdie 7 hoofstukke, en die Here gaan vir ons help om ook die waarheid en die krag van sy woord raak te sien. Kom ons sit net so, en ons bid saam, en ons vertrou die Here om vir ons in hierdie diens te kom seën. Here, baie dankie vir hierdie pragtige dag, toe ons opstaan en ons sien dat die son weer skyn, en ons weet, Here, dat U het hierdie dag vir ons gemaak, en ons weet ons kan opkom om hier by mekaar te kom, saam met ons mede-pelgrims om te luister na U kragtige woord. Wat 'n voorreg, Here. En dankie dat U ons deur hierdie week gespaar het en ons by hierdie plek gebring het. Sal U vir ons vanmôre U woord oopbreek. Sal U ons harte verruim dat ons kan verstaan. En sal U vir ons help, Here, dat ons sal weet wat U vir ons wil sê. Ons is opgewonde om te sien wat U ons gaan leer uit hierdie kort boek van Micha, Here. Dankie dat U profete so kragtig gelei het deur U Heilige Gees, om hierdie kragtige boodskappe neer te sit vir ons, wat duisende jare later lewe, sodat ons kan weet wat is U wil en wat is U plan. Seën ons nou vanmôre, Here, en ons dankie dat ons dit kan vra in Jesus se naam. Amen. Vriende, die van julle wat 'n Bybel het, kan saam blaai na Micha. Ek gaan nie in hoofstuk 1 begin nie. Ons gaan vanmôre net die oorsig en die konteks verskoning van Micha hanteer. So ek gaan 'n paar gedeeltes in Micha vir ons as versverwysings gebruik, en julle kan saam met my soontoe blaai, sodat ons net 'n oorsig kry oor wat vir ons wag, wat die boodskappe van die volgende paar weke gaan behels, ensovoorts. Nou, ek het verlede week gesê dat Micha is soos Amos en Hosea en Nahum en Habakuk en Sefanja, een van die klein profete. Ons noem hulle die klein profete. Die 3 groot profete was Jesaja, Jeremia en Esegiel. Maar ons noem hulle nie klein profete omdat die boek se statuur klein is nie, of die boodskap klein is of onbelangrik is nie. Ons noem hulle klein profete omdat hulle skrywes kort was. Micha het net 7 hoofstukke teenoor Jesaja se 66. En dis hoekom ons praat van die klein profete. Maar die klein profete bevat ongelooflike kragtige boodskappe. Ons het in Amos en in Hosea gesien hoe dat God kragtig deur die klein profete gespreek het tot sy volk en ook tot ons. En ook Micha bevat vir ons in die moderne eeu baie belangrike boodskappe. So kom ons kyk net eers na die agtergrond. Micha was 'n tydsgenoot van Jesaja. Hulle het in dieselfde tyd gelewe. En 'n sekere deel van Micha is presies dieselfde as 'n deel in Jesaja. Kom ek gee die voorbeeld. Micha 4 vers 3. Hierdie vers kom omtrent net so woord vir woord voor in Jesaja. Hy sal oordeel tussen baie volke en regspreek vir magtige nasies tot in die verte. En hulle sal van hulle swaarde pikke smee en van hulle spiese snoeimesse, en nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Jesaja sê omtrent presies dieselfde woorde. Niemand is seker of hulle by mekaar geleen het, en of die Heilige Gees dieselfde woorde vir beide profete gegee het nie. Dit maak nie saak nie. Die punt is, dit word 2 keer herhaal deur 2 profete. Met ander woorde, God ag dit as baie belangrike inligting. Een van die mees bekende verse, wat almal van julle al gehoor het, is die voorspelling van ons Heiland se geboorte in Bethlehem. Micha 5 vers 1. En jy, Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees, en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid.
Baie bekende vers. En dan die klassieke vers, Micha 6 vers 8. Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here anders van jou, as om reg te doen, liefde te betrag, en ootmoedig te wandel, of nederig te wandel met jou God. Baie bekende vers. Anders as Jesaja, wat in Jerusalem gebaseer was, in die hoofstad, skryf Micha soos Amos op die platteland. Nou kom ons kyk net gou weer na die geografie van waar Micha hom bevind tydens sy skrywe. Vriende, as julle nou na 'n kaart van Israel kyk, dan sal julle onthou, dis 'n lang, smal land, omtrent so groot soos die Kruger Wildtuin. Dis nie 'n groot land nie. Baie lang, smal strook wat teen die Middellandse See lê. Aan die een kant is die Arabiese woestyn, en aan die ander kant is die Middellandse See. Maar deur hierdie smal strook aarde het al die destydse verkeer van die bekende wêreld beweeg. Vanaf Europa, Asië en Afrika, al die verkeer het deur daardie strookland beweeg. Dis hoekom God die land gekies het. Dis hoekom hy spesifiek daardie area uitgekies het om vir sy volk te gee. Daar was 'n pad wat reg langs die see geloop het, net dus kan die duine, wat bekend was as die weg van die see, omdat dit teen die kuslyn geloop het. En soos ons in die begin van hierdie reeks in 2016 al gesien het, het al die paaie by mekaar gekom by die heuwel van Megiddo, Armageddon in Hebreëus. En by daardie groot internasionale kruising op die heuwel lê 'n stadjie met die naam Nasaret. En dit kyk af op hierdie groot kruising van mense wat beweeg die heeltyd. Juis vir hierdie rede word die noordelike gedeelte van die beloofde land in die Ou Testament in die volksmond genoem Galilea van die nasies, want verskriklik baie mense het deur daardie gebied beweeg as gevolg van al die internasionale verkeer. Mense van oral het daar by die kruising verbygekom, reisigers, handelaars, politieke leiers, almal het op daardie paaie beweeg. Maar Jerusalem, wat meer suid geleë was baie meer eg Joods in hulle kultuur, baie minder internasionaal, baie minder internasionale besoekers en verkeer. En vriende, dis vir my die wonder van God se woord. God se woord is vol van bewysbare geskiedenis en absoluut geografies akkuraat. Name, plekke, gebiede, stede, paaie word akkuraat genoem, en dit van daardie plekke bestaan tot vandag toe, of is al opgegrawe en bewys dat die woord van God waar is. Al die ander sogenaamde heilige geskrifte wat ons in die wêreld vind, soos die Koran en die Vedas van die Hindoes, is maar net die gedagtes en oordeenkings van mense, soos ek al gesê het, die mymeringe van Mohammed in die Koran. Maar die woord van God, die woord van God is heeltemal iets anders. Dit het konteks, dit het geskiedenis, dit het geografie, dit het 'n akkurate, bewysbare tydlyn van 7000 jaar tot waar die ewigheid begin. Watter ander boek in die wêreld kan eers begin om te vergelyk? Dit is en bly 'n goddelike meesterstuk. En wie die woord van God ignoreer, doen so ten koste van sy en haar eie siel. Om hierdie geografie vir ons in konteks te stel, wil ek net kyk saam met julle na 'n oos-wes-snit van die beloofde land, soos gesien vanuit die suide. Sandra, jy kan vir ons daai slide opsit. Soos gesien vanuit die suide, terwyl ons na 'n noordelike rigting kyk. En dan sal ons verstaan hoe Micha en Jesaja bietjie uitmekaar versprei was. Hulle het nie op dieselfde plek gebly nie. Dit was 'n bietjie van 'n ander kultuur en daar was verskille tussen hulle. So ek wil net hê ons moet net kyk na die geografie. Sandri, net wanneer jy reg is.
Okay, so hierdie is 'n snit van wes na oos van die beloofde land gesien vanuit die suide. So as jy nou sou hier staan en die kaart is voor jou, dan sal jy noord kyk. So links van jou is die Middellandse See, regs is die Dooie See. So hoe die geografie gelyk, hoe dit nou nog lyk, maar hoe dit gelyk het in Micha se dag is as volg. Jerusalem is op die berge, bo by die Dooie See, daar's die Olyfberg. Dan het jy heuwelagtige lae heuwels gekry en die dorpie Lachish was daar. Hierdie lae heuwels was die gebied van Shephelah. En dan het jy die vlakte gekry net voor die see en hierdie was die plek waar die Filistyne gebly het. Die staatjie gat was van die Filistyne. En dit is hoe 'n mens kan sien hoe dat Jesaja wat in Jerusalem geleef was en Micha wat hier gebly het in Harosheth was 'n hele paar kilometer van mekaar af en heeltemal in die platteland. Glad nie 'n stedelike gebied nie, klein dorpies, klein plattelandse gemeenskappe en dis hoekom ons kan sien dat Jesaja en Micha kyk uit twee verskillende hoeke. Hulle agtergronde is totaal verskillend. Hulle kon nie meer uiteenlopende lewens gehad het nie. Jesaja word gebore in die paleis in Jerusalem as 'n neef van koning Usia. Hy's van adelike afkoms. Hy het toegang tot die koning. Hy's goed geskool, goed afgerond. Hy's geleerd. Hy het toegang tot politieke koneksies. Micha aan die ander kant is op die platteland. Hy soos Amos, hy's daar in die velde, in die klein dorpies, in die heuwels. 'n eenvoudige man met 'n hart vir die gewone mense rondom hom, maar 'n man met 'n kragtige boodskap. In die tyd van Micha was die ryk reeds geskeur in twee dele. Die noordelike stamme van Israel en die twee stamme van Benjamin en Juda in die suide. Micha, sowel as Jesaja in Jerusalem, preek en profeteer in die suide vir Juda en Hosea, die profeet Hosea, is in die noorde besig vir Israel. Waarom profeteer Micha? Waarom wek die Heilige Gees hom op om met die volk te praat? Jotam, die seun van koning Usia wat oorlede is, was nie 'n slegte koning nie. Maar hy het nooit die hoë plekke van afgoderry uit die land verwyder nie. Na hom kom koning Ahas en hy was 'n slegte koning. En hy het toegelaat dat al die afgoderry en al die korrupsie en al die sonde uit die noorde van Israel afbeweeg na Jerusalem en uiteindelik inspoel in die platteland. Omkoop geskenke onder die regters. Jy kon 'n regter omkoop in Micha se dae. Ook onder die priesters en die sogenaamde valse profete. Die profete wat hulle self profete genoem het, maar hulle was vals. Diegene wat God se wet hoog moes hou, het geskenke aanvaar en die reg verdraai. Uitbuiting van die weerlose mense het soos altyd gevolg. En die wat gebaat het by hierdie aksies, het al hoe meer en meer gierig geraak, al hoe meer en meer begin begeer, ander mense se goed begin begeer, daarom het oneerlikheid al hoe meer en meer geword, daaruit het voortgevloei geweld en wreedheid, grondeienaars het hulle huurders begin misbruik, weduwees en wese is op straat uitgesit, en valse weegskale in die handel was algemeen. Sonde en ongeregtigheid het letterlik elke vlak van die samelewing geïnfiltreer. Die ryk en magtiges by die arm en weerloses uit. En politieke koneksies is gebruik om hulle sakke met geld te vul. Klink dit bekend? There is nothing new under the sun, né? 'n totale afbreek van alle respek en vertroue tussen God se mense onder mekaar. Noodloos om te sê, was die volgende wat in die slag gebly het, die huisgesinne en die families. Micha as persoon, as profeet,
was verskriklik ontsteld oor wat hy gesien het. Dit het hom enorm geaffekteer. God se mense, wat veronderstel was om die lig vir die nasies te wees, het verval tot op hierdie vlakke. En God wys aan Micha, dat hy met Juda in die suide en met Israel in die noorde gaan deel. As ons kyk na Micha 1 vers 2 tot 5, o volke luister almal saam, o aarde en sy volheid let op, sodat die Here getuie kan wees teen julle, die Here uit sy heilige paleis, want kyk, die Here gaan uit sy woonplek uit, en hy daal neer, en betree die hoogtes van die aarde, en die berge smelt onder hom, en die laagte skeur oop, soos was voor die vuur, soos water langs 'n helling afstroom, dit alles vanweë die oortreding van Jakob, en vanweë die sondes van die huis van Israel in die noorde. 'n Pynlike ervaring vir die plattelandse profeet. 'n Mens sien sy pyn, jy hoor sy pyn in vers 8 van hoofstuk 1, wanneer hy sê, daarom wil ek rou klaag en huil. Die Engels is, I want to wail, ek wil treur. Hy sê, ek wil kaalvoet en naakloop, ek wil kla soos die jakkalse en treur soos die volstruise. 3 hoofsake gaan in hierdie boek duidelik na vore kom. Afgoderry, wanneer God se mense God beledig deur ander valse gode te aanbid. Immoraliteit, wanneer God se mense hulle vleeslike begeertes najag en al hulle sondige begeertes vervul. En ongeregtigheid, wanneer God se mense mekaar begin seermaak en misbruik. Dis die 3 hooftemas. En vir Micha was dit verskriklik om te sien wat God se mense aan mekaar doen. Nie veel het verander sedert die dag waarin Micha gewoon het in die heuwels tussen die Filistyne en Jerusalem nie. Ons as Afrikaner mense hier in die suidpunt van Afrika, soos ek in baie vorige boodskappe ook gesê het ook geval vir hierdie 3 grootes: afgoderry, immoraliteit en ongeregtigheid. En daarom is hierdie profesie ook vir ons belangrik, om te sien uit watter hoek kyk Micha na hierdie probleem. En dis ook op ons van toepassing. Sy profesie deel op in 3 hoofdele. Hoofstuk 1 tot 3, misdaad en straf. Hoofstuk 4 en 5, vrede en sekuriteit. Hoofstuk 6 en 7, geregtigheid en genade. In die eerste deel, misdaad en straf, waarsku Micha dat die sonde in die groot stede nou tot by hulle gekom het. En hy waarsku die klein stadjies rondom hom, stad vir stad. En hy waarsku hulle op so 'n manier dat hulle nooit dit sou vergeet nie. Hy gebruik 'n baie spesifieke metode om hulle te waarsku. Om 'n Suid-Afrikaanse voorbeeld of 2 te gebruik, as Micha hier sou profeteer het, sou hy byvoorbeeld vir Hoopstad gesê het, daar sal vir julle geen hoop meer oorwees nie. Hy sou vir Swartruggens gesê het, julle velde en julle dorp sal swart gebrand wees as die Here met julle klaar is. En hy hou die leiers van God se volk verantwoordelik vir die verval, die konings, die priesters, die valse profete, en die invloedryke sakemanne en rykes, wat hulle eie sakke volstop ten koste van hulle medemens. Maar dan in die tweede gedeelte, vanaf hoofstuk 4 tot 5, sien ons dat hy verskuif sy fokus. En hier is die tema vrede en sekuriteit. En Micha kyk nou deur die teleskoop en nie die mikroskoop nie. Onthou julle aan die begin en toe ons met die groot profete begin het ons gesê dat die profeet kyk altyd deur een van 2. Of die mikroskoop wat die sonde van sy dag wys, dit wat verkeerd is, dit wat reggestel moet word, of die teleskoop waarin God vir hom die verre toekoms wys. In hoofstuk 4 en 5 wys God vir Micha die verre toekoms deur die teleskoop. Hoofstuk 3 eindig met Jerusalem wat in ruïnes is, maar hoofstuk 4 begin met hoop. In hoofstuk 4 en 5 sien Micha die hoop vir 'n wonderlike toekoms. Hy sien die komende koninkryk van die Messias net soos Jesaja.
'n koninkryk sonder wapens en 'n koninkryk van vrede, 'n koninkryk met 'n koning in Sion. En Micha sê, hierdie koning gaan in Bethlehem gebore word. Bethlehem, die huis van brood. Vanaf Bethlehem sou die brood van die lewe kom. Vanaf Bethlehem sou die volmaakte lam van God kom. Want Bethlehem was bekend vir 2 dinge in Micha se dag. Brood en die hoë kwaliteit van offerlammers wat hulle voorsien het vir die tempeloffers in Jerusalem. Onthou julle, toe die engele gekom het hulle verskyn aan wie? Die skaapherders in die veld. En hierdie skaapherders wat in die velde rondom Bethlehem hulle skape groot gemaak het en hulle kuddes versorg het, was een van die hoofvoorsieners van offerlammers vir Jerusalem. En Micha sê, uit Bethlehem gaan die brood van die lewe kom en die volmaakte offer van God. En vanaf Bethlehem sal die volmaakte koning kom. Die brood van die lewe, die offer vir die mens se sondes en die koning van geregtigheid en vrede. Micha sien verder, hy sien ook die vrede van die regering van ons heiland hier op aarde. Micha 4 vers 1 wat sê, en aan die einde van die dae, is hierdie laaste dae waarin ons is, sal die berg van die huis van die Here vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels en die volke sal daarin toestroom. Dit wat ons in Jesaja ook gesien het. Aan hoofstuk 6 en 7 gee David Pawson dan die tema geregtigheid en genade. En hierdie laaste 2 hoofstukke van Micha vind plaas in die vorm van 'n hofsaak. God is die aanklaer en Micha die verdediger. God kla sy volk aan en hy sê, ek het nie by julle gevind wat ek by julle gesoek het nie. Ek het geregtigheid gesoek, nie offergawes nie. God wou hulle moes reg doen, genade betoon aan hulle medemens en nederig voor hom wandel. Want geregtigheid is om aan mense te gee wat hulle verdien en genade is om aan mense te gee wat hulle nie verdien nie. En God wou hê, hulle moet genade gee en reg wandel met die mense om hulle en nederig voor hom. Maar al wat hy van sy volk af gekry het, was die bloed van duisende op duisende onskuldige lammers. Hulle het geoffer en in sonde gelewe. Geoffer en in sonde gelewe. God sê, ek het meer van julle verwag. Want, sê Micha, die belangrikste saak op aarde is die mens se verhouding met God. En die toets, die litmustoets van daardie verhouding is die mens se verhouding met sy medemens. As jou saak met God reg is, jy is waarlik wedergebore, waarlik gees vervul, jy het werklik by die kruis vergifnis en genade ontvang sodat jy van jou sonde gered kan word, sal jou lewe uitreik na ander mense in 'n lewe van reg en geregtigheid en liefde en genade. Dis die toets. Help nie om te sê, ek dien die Here, en dan skree op jou vrou asof sy 'n hond is nie. Ek dien die Here, maar Vrydag aand jy so dronk soos 'n lord nie. En jy vloek mense en stamp mense se karre nie. As jou verhouding met God reg is, sal jou verhouding met mense reg wees. Ons het dit al soveel keer in die profete gesien, hierdie 2 verhoudings, dis die litmustoets. Hoe hanteer ons mekaar en ander mense?
geen punt daarin om te sê ek aanbid God en ek misbruik my medemens, ek maak my medemens seer en ek is 'n geweldenaar teenoor mense nie. Wanneer ons God in gees en waarheid aanbid, wat alleen moontlik is na wedergeboorte, dan sal ons optrede vol liefde en genade wees, want dit is wat ons by die kruis ontvang het. Liefde, aanvaarding en genade. Ons is vergewe, nie omdat ons dit verdien het nie, maar omdat God in sy groot genade besluit het om ons te vergewe. Ons het lewe ontvang van hom wat ons nie verdien het nie, en daarom gun ons ook vir ander mense lewe. Ons het vergifnis ontvang wat ons nie verdien het nie, en daarom kan ons ook ander vergewe. En liefde, want ons het dit nie verdien nie, en daarom kan ons vir ander liefde gee. Mense wat dit nie verdien nie. Micha wys ons by die kruis sien ons God se volmaakte geregtigheid. Sonde moet gestraf word. Maar by die kruis sien ons ook God se genade, want ek kan skotvry wegstap op grond van sy genade. En daarom is daar geen plek vir hoogmoed, en geen plek vir arrogansie, en geen plek vir rammetjie uitnek wees, soos ons in Afrikaans sê, vir 'n bloedgewaste kind van die Here nie. Want jy en ek is gered op grond van genade, vriende. Alles kom van hom af. Sy geregtigheid, sy genade, sy liefde, en dit is hoekom Micha sê, wandel nederig met jou God. Dit is waarom godsdienst so nutteloos en sondig is, soos ons in die vorige boodskappe ook gesien het in Jesaja. Dit plaas die fokus op die verkeerde plekke. Alles wat ek doen, hoe ek presteer, hoe goed ek my kan gedra, en dit lei altyd na hoogmoed en opgeblaasenheid. Altyd. Mense wat op ander neerkyk, omdat hulle nie so goed presteer godsdienstig nie, en nie so mooi aantrek nie, en nie so baie gee nie, en nie so gereeld by die kerk is nie, en nie so baie doen vir die Here nie, en dan kyk ons neer op hulle en sê, jy's bietjie daar hoor, jy moet hier kom waar ek is elke Sondag hier. Vir die mense van Juda het hulle godsdienstigheid, leegheid en hoogmoed gebring, en vir die moderne mens sal dit ook. Ek is meer by die kerk as jy, ek weet meer as jy, ek lewe mooier as jy. Dit is presies waarteen Micha ons waarsku, wanneer hy sê, wees nederig voor God en behandel mense met respek. Nie een van die Ou Testamentiese profete, groot of klein, het gesien of verstaan dat ons Heiland tweemaal sal kom nie. Nie een van hulle het dit gesien nie. Hulle het hom gesien kom, maar hulle het alles gelyk gesien gebeur. Die feit dat hy kom as redder, maar ook die feit dat hy sou kom as koning. Vir hulle was dit een gebeurtenis. Dis hoekom die disippels vir ons Heiland gevra het, wanneer gaan u koninkryk op aarde vestig? En dis hoekom hulle so verward was toe hy gekruisig word, want wat gebeur nou hier? Hulle was 100% seker hy is die Messias. Hy moet vrede bring, hy moet die Romeine uitdryf, hy moet sy koninkryk op aarde vestig. En omdat ons Here Jesus dit nie gedoen het nie, maar kruis toe gegaan het die meeste Jode hom verwerp en doen so tot vandag toe. Micha soos Jesaja sien beide gebeurtenisse, maar hulle sien dit nie in twee gebeurtenisse nie. Hulle het gedink alles gaan op een slag gebeur. En dit is waarom hulle nie die duidelike beeld het wat ons vandag in die Nuwe Testament het. Ons weet nou, in retrospeksie, hy het gekom as redder, en hy kom weer as koning. Micha sien ook duidelik die twee kante van God se karakter. Sy geregtigheid, hy moet sonde straf, en ook sy genade. En hierdie twee temas vleg deur die hele boek. Oordeel en genade, oordeel en vertroosting. Die donker kant van sonde, die lig van hoop.
maar elke keer kom geregtigheid voor genade. En dis belangrik om te verstaan, want sonde moet eers mee gedeel word, voordat daar genade kan wees. Dit is waaroor al die offers in die Ou Testament gehandel het. Eers die kruis, dan vergifnis. Eers die dood, dan die lewe. Eers die donker, dan die lig, en dan eers kan ons wandel in geregtigheid voor die Here. En dit is hoekom ek so baie van hierdie kansel af sê, jy en ek moet wedergebore word. Daar moet met jou sonde gedeel word, voordat jy in genade voor hom kan wandel. Want God se geregtigheid en God se genade is twee kante van sy karakter, maar geregtigheid kom eerste. Dan volg genade. Micha sê presies vir ons waar ons heiland gebore sou word. Micha wys vir ons hoe belangrik is God se reg en geregtigheid, sy liefde en sy genade, en hoe belangrik dit is om reg te wandel met die mense om ons, en nederig voor die Here. En waarom is hierdie so belangrik? Want God is besig om sy mense, sy bruid, die kerk, voor te berei vir die 1000 jaar van vrede, nog lank voor die ewigheid kom. Want ons moet saam met hom regeer. En hoe gaan ons saam met hom regeer, as ons nie genade en geduld en liefde teenoor mense kan betoon nie? Micha waarsku ons ook egter, dat nie almal wat hierdie weg van liefde en geregtigheid en nederigheid sal aanvaar, dat nie almal 'n maklike pad sal hê nie. Kom ons kyk net na Micha 7 vers 5 en 6. Vertrou geen metgesel nie. Maak op geen vriend staat nie. Let op die poorte van jou mond teenoor haar wat in jou skoot lê. Want die seun minag die vader, die dogter staan op teen haar moeder, en die skoondogter teen haar skoonmoeder, die man se vyande is sy huisgenote. Wie het hierdie woorde herhaal? Ons eie heiland, onthou julle? Hy het gesê, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar skeiding. 'n Man sy eie huisgenote sal sy vyande wees. Jy het al agtergekom dat as jy die pad van wedergeboorte stap en jou rug op sonde draai, dat jy baie van jou vriende en familie verloor? Dis presies waarvan Micha praat. Dis presies waarvan ons heiland praat. Dis nie 'n maklike pad nie. Maar vir die wat getrou is, wag sy heil en sy beloning. Micha 7 vers 7. Maar ek sal uitsien na die Here. Ek wil wag op die God van my heil. My God sal my hoor. So ons stap hierdie pad maar alleen as ons moet. As ons vriende en ons familie ons verlaat, ons stap hierdie pad, want God is ons heil en hy hoor ons en hy wandel saam met ons. Micha sluit af met hierdie woorde en daarmee maak ek klaar. Vers 18, 19 en 20 van hoofstuk 7. Wie is 'n God soos U? Wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortreding van die oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan. Hy hou toorn nie vir ewig vas nie, maar het 'n welbehae in goeie tierenheid. Hy sal hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree. Ja, U sal al ons sondes in die dieptes van die see werp. U sal trou bewys aan Jakob, goeie tierenheid aan Abraham, wat U aan ons vaders met 'n eed beloof het, sedert die dae van die voortyd.
as jy nie hierdie persoon van wie Micha hier praat, wil volg nie. Ek weet nie hoe ek jou sal kan help nie. Ek weet nie. As jy nie in die klein en groot profete alleen kan sien wie hierdie persoon is, en jouself net voor hom neerwerp, en sê, Here, ek vertrou U, wys net vir my waar wandel ons, ek wandel saam met U, Here, dan kan ek jou nie help nie. Want, dit is so duidelik, van watter ander God in die wêreld is al ooit so iets gesê, as hierdie laaste 3 verse. Kom ons bid saam. Here, soms het U gespreek deur die adelike Jesaja, en soms deur die nederige, eenvoudige Micha, die skaapboer Amos. En elke keer het U Uself openbaar soos wat U is, geregtig en heilig, maar ook genadig en liefdevol en getrou. Here, open ons oor dat ons kan sien wie U is, en dat ons kan leer om U te vertrou, Here, om ons lewens voor U neer te werp. Here Jesus, U het afgekom aarde toe, en hierdie volmaakte lam geword uit Bethlehem. U het U lewe neergelê vir ons. Ons vertrou U, Here. U is ons enigste hoop op redding. Maar ons wil ook doen wat U sê. Hy wat agter my aan wil kom, moet homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Dis scary, Here. Dis scary vir ons. Dit maak ons bang. Maar wys ons kan U vertrou, Here. Help ons, breek dit vir ons oop, soos wat ons ook deur hierdie boek wandel saam met U, Here. Ons wil meer weet wie U is. Ons wil U beter leer ken. Ons dank U daarvoor. In Jesus se naam. Amen.